vers 1 van Openbaring hoofstuk 18. En na hierdie dinge het ek 'n ander engel sien neerdal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval, het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek vir allerhande onreine en haatlike voëls. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn, van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde het met haar gehoreer, en die handelaars van die aarde het ryk geword deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar, soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke, skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin, en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God, wat haar oordeel. En die konings van die aarde, wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan, uit vrees vir haar pyniging, en sê, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom, en die handelaars van die aarde sal ween en rou bedryf oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Koopware van goud en silwer en edelgesteentes en parels en fyn linne en purper en sy en skarlaken, en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en slawe en van perde en waans en slawe en mense siele. En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie. Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê, wee die groot stad, wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken, en versierd met goud en edelgesteente en parels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. En elke stuurman, en die hele menigte op die skepe, en die matrose, en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan, en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê, watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hulle hoofde gegooi, en onder geween en geweeklag uitgeroep en gesê, wee die groot stad, waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel met dit het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen, en dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit
meer gevind word nie. En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. En die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. Nou ja, dit is 'n hele mond vol, die val van Babylon, die klaagtone, wat op die aarde gaan gehoor word deur al hierdie handelaars. Ons het hier in Openbaring 18 te doen met die val van politieke Babylon, die stad, die koninkryk, die heerskappy, die groot stad, die goddelose stad in die laaste dae. En ek sal dus moet duidelik daarvan kennis neem, dat vir hierdie stad om te val, aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, sal dus beteken dat Babylon moet gedeeltelik herbou word, en so die Antichrist se politieke en ekonomiese hoofstad word in die dae van die groot verdrukking. Nou ons weet dat Babel is geleë in Irak. Irak, soos wat ons vandag ken, was natuurlik die ou Babylonië, of dan waar die stad van Babel was, maar ons weet ook dat dit was 'n geografiese baie groter areas wat dit vandag is. Dit sluit in 'n deel van Sirië, Irak, Iran, daai hele kol daar in die Midde-Ooste. Daai hele area daar het eintlik geval onder die ryk van Babel, die koninkryk van Nebukadneser. Maar die stad Babel was so 'n bietjie suid van Bagdad, wat natuurlik verwoes was verskeie kere, heeltemal tot in die grond. En ons weet dat die stad Babylon moet letterlik herbou word voordat Jesus Christus aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking kan kom vir sy sigbare wederkoms. Want die goddeloosheid van Babylon sal weer gedei in die laaste van die dae. Dit is waarom u in die boek Sagaria, dink is die tweede laaste jaar, die tweede laaste boek in die Ou Testament, net voor Maleagi die laaste boek, lees u in Sagaria hoofstuk 5 oor die gesig van die vrou met die Eva. Dit was die 7de gesig wat Sagaria gesien het, en ons sal baie noukeurig daarop let, dat toe die engel vir hom vra, wat sien jy? Toe sien hy 'n Eva, en hy sien daar is 'n looddeksel wat opgelig word en 'n vrou binne-in, en hy sê vir hom, dit is die goddeloosheid. En toe word die 2 vlerke van 'n vrou gegee, soos 'n groot sprinkaanvoël, en sy het die Eva weggevoer tussen die hemel en die aarde. En dan sal jy oplet, in Sagaria hoofstuk 5, vers 10 en 11, staan daar, daarop sê ek aan die engel wat met my gespreek het, waarheen bring hulle die Eva? Onthou nou, dit is die goddeloosheid, die vrou wat daar binne sit, en hy sê, dit is goddeloosheid. En hy antwoord my, let mooi op wat staan in vers 11 van Sagaria 5, om vir haar 'n huis te bou in die land Sinair, dit is in die land Babel, en is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit. So hier kan ons sien dat ook in die laaste dae sal goddeloosheid moet gedei. Nou Babel, weer 'n werklike stad in die laaste dae, antieke Babel of Babylon is geleë, soos wat ek nou gesê het, in hedendaagse Irak. Ons verstaan ook dat later sou Babel bekend staan as Babylon, en in Openbaring 18, waar ek nou net vir u gelees het, sien ons die verwoesting van die groot stad Babylon, wat ons weet in die laaste dae 'n kommersiële en politieke mag sal wees. In die laaste dae, en dit sal wees in die sfeer van die Persiese Golf. Ons moet in gedagte hou dat die Persiese Golf beheer 60% van die wêreld se oliebronne en reserves. 60% van die hele wêreld se oliebronne is geleë in die Persiese Golf. En dit spreek mos nou van self, dat die stad Babylon sal groot welvaart hê, en sy sal ook 'n geweldige ekonomiese krag wees in die dae van die groot verdrukking. Babylon is korrup en het die mens vasgevang in haar materiële en aardse mag. Want ons kan duidelik sien, as ons na die tekste gaan kyk hier in Openbaring 18, dat 2 dinge staan baie duidelik uit oor Babylon. Materialisme
en geestelike boosheid. En wat ons in gedagte moet hou is dat die eindtydse Babylon hou verband met die heel oorspronklike Babylonse sug na wêreldheerskappy. Soos wat ons in Openbaring 17 gesien het dat Babylon, die vrou, die hoer, 'n valse godsdienstige sisteem is, sien ons in Openbaring 18 'n stad, 'n ekonomiese plek, 'n politieke sisteem. En dit was al deur wêreldleiers gesê dat Babylon die plek is waar die nasies van die wêreld uitmekaar gegaan en verwyderd geraak het, maar dit het ons al in die Bybel gelees in Genesis 11. Hallo, asof ons dit nou nie weet nie. Maar wil wêreldleiers sê dat as hulle met mekaar weer in 'n nuwe wêreldorde van internasionale eenheid hulle wil versoen, dan moet hulle terugkom na die plek waar hulle paaie uitmekaar gegaan het. Babylon. So is baie interessant dat die fokus van die wêreld is op die herbou van Irak en miljoene dollars wat daar instroom, spesifiek Rusland wat besig is met 'n geweldige groot opbouprogram in Irak, en al hierdie dinge gaan vir ons maar 'n aanduiding gee dat met die oliereserwes wat daar is in die Midde-Ooste, dat daar sal geweldige rykdomme vloei na die Midde-Ooste toe in die laaste van die dae, en ons kan eintlik vandag sien hoe dit besig is om te eskaleer, as gevolg van die feit. Dink maar aan Dubai, dink maar aan die plekke daar rondom dit, en alles het maar te doen met wat olie vir jou inbring, die geld vir die volke en nasies van die wêreld wat die olie soek van die Midde-Ooste, omdat hulle so geweldige oliereserwe het, en dit laat geld toestroom in daai deel van die Midde-Ooste. En so ons kan nou verstaan waar die geld vandaan kom met hierdie geweldige opbou van hierdie stad in die laaste dae. Nou die gees en invloed van Babylon leef voort in die eindtyd, want Satan sal met 'n absolute nuwe offensief kom en sy strategie en vestiging van 'n goddelose, arrogante wêreldleier, die Antichrist, om hom te vestig, moet hy vir hom maak die koning van hierdie nuwe wêreldheerskappy. Hy moet die wêreldleier word. Hy word die groot politikus, die orator, die een wat met woorde mense gaan mislei, maar uiteindelik word hy ook 'n geweldige militaris wanneer mense teen hom in opstand kom. So hy wat deur die mensdom vereer word, nagevolg word en as God wil aanbid word, die Antichrist, soos wat ons sien in Openbaring 13 en in 2 Tessalonisense 2, hy sal homself vestig ook in hierdie plek, in die dae van die groot verdrukking, wanneer hy besig is om sy regmatige plek in te neem. So, kom ons gaan kyk 'n bietjie van nader Openbaring hoofstuk 18. Die gedeelte begin in die eerste paar verse met die val van Babylon wat aangekondig word. Vers 1 tot 3 word daar sekere verklaringe gemaak. Hierdie magtige stad, wat simbool is van rebellie teen God en afvalligheid gehuisves het, hierdie stad gaan nou finaal ten gronde, om nooit ooit weer in der ewigheid gevind te word nie. Babylon het geword 'n woonplek van demone, dit is bose geeste, allerhande onreine haatlike voëls, aasvoëls, roofvoëls, dit simboliseer boosheid, onreinheid, onheiligheid. Alles wat boos en onrein is, sien ons in hierdie inleidende verse van Openbaring 18, sal in Babylon bymekaar kom. Dit sluit natuurlik nou in hedendaagse Irak, en soos ek vroeër gesê het, Sirië en Iran, gaan saam met dit geweldige rol speel. Dit gaan die middelpunt word in die tweede helfte van die groot verdrukking, as die plek van uiterste boosheid, onreinheid en verleiding. Wanneer u na vers 3 kyk, dan beskryf vers 3 die eie tyd of die eindtydse Babylon as 'n plek van oorvloedige rykdom, van groot weelde, maar ook absolute boosheid onder die heersers van die aarde, want daar staan, al die nasies het gedrink van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde het met haar gehoreer, en die handelaars van die aarde het ryk geword deur die mag van haar weelderigheid. Ja, olie moet 'n geweldige rol speel in die laaste van die dae, en ek kan ook sien dat die oomblik as die olie in die Midde-Ooste, as daar wanneer OPEC probleme sien op die wêreldmark en hulle begin die olieprys aanpas, hoe skarrel al die regerings van die wêreld, want dit verander natuurlik die petrolprys, die dieselprys, want olie is 'n kommoditeit waar sonder die wêreld nie meer vandag kan voortgaan nie. So hier kan ons baie duidelik sien dat hier is 'n geweldige magsbasis wat gevestig word in hierdie deel van die wêreld in die Midde-Ooste in die laaste van die dae. En dan natuurlik
volg daar 'n stem uit die hemel wat sê, en hier word nou spesifiek gepraat met die volk Israel, met Jode wat in daai deel woon in die Midde-Ooste in die laaste van die dae, en sê dat hulle moet pad gee, want God gaan hierdie plek oordeel. Want daar staan ook dan nou so in vers 5 en in vers 4, gaan uit daar uit, my volk, hou nie gemeenskap nie. Haar sondes reik tot aan die hemel, God het haar ongeregtigheid onthou. Dit is soos in Jeremia 51, vers 44 en 45, waar die Here 'n oproep gerig het tot die Jode om te sê, vlug weg, kom net uit Babylon uit, kom net weg van daai deel van die wêreld af, want die Here gaan 'n geweldige ding daar doen. Haar sondes het tot aan die hemel gereik. Dit is 'n Hebreëse uitdrukking, wat u lees daarvan in Jeremia 51 vers 9, in Esdra 9 vers 6, en in 2 Kronieke 28 vers 9. Dit is 'n Hebreëse uitdrukking om te sê, dat God bring hierdie sondes in gedagtenis van hierdie goddeloosheid, van hierdie goddelose stad, en volk in die laaste van die dae. Baie van God se volk sal in hierdie dae in die groot verdrukking as ballinge in ander lande, hulle self ook in Babel bevind. En God waarsku sy volk, en soos wat hy hulle gewaarsku het in die dae van Lot, te wete Sodom en Gomorra om pad te gee. Die rede vir Babylon se oordeel, Babylon sal dubbel vergeld word vir wat sy gedoen het. Wat sy gedoen het, sal op 'n dubbele mate op haar uitgestort word. Wanneer God haar oordeel, want hy het die beker wat sy gebruik het in 'n dubbele mate vir haar ingeskink. Sy was hoogmoedig en sy sal vergeld word na al haar sondes. Al die strafgerigte wat vir haar bestem is, sal haar tegelyk en onverwags tref. So ons sien hier in 1 uur, en dit is wat hier gesê word, in 1 uur sal haar einde aanbreek, op 1 dag, in 1 uur, in vers 10, terwyl ons lees in vers 8, 1 dag lees ons in vers 10, 1 uur. So al hierdie dinge gaan in 1 oomblik gebeur deur 'n goddelike ingryping. En hierdie is natuurlik 'n letterlike vervulling van Jesaja 47 vers 8 tot 15. As jy tyd het, gaan lees gerus. Babylon het haar teen die hemel gestel, en nou is die Here God die sterk een wat haar oordeel. God het haar ongeregtigheid onthou. En diegene wat finansiëel onafhanklik lewe en veilig voel en verseker en beheer is en nie behoefte aan God het nie, hulle sal hierdie houding van hulle en gesindheid in die laaste dae die toorn van God opwek, want alhoewel Babylon in weelde geleef het en gesê het sy is nie 'n weduwee nie en sy sal droefheid nooit sien nie, sal God vinnig haar oordeel voltrek. In vers 19 kan ons sien dat die konings van die aarde hef 'n klaaglied aan oor Babylon se verwoesting, want ons lees dat die woord van die Here sê dat in 1 dag het God haar geoordeel. Daar gaan natuurlik 'n verskriklike aardbewing kom, want Openbaring hoofstuk 16 die laaste verse verduidelik dat daar gaan 'n verskriklike aardbewing kom wat hierdie stad sal verwoes. Na die verwoesting van Babylon sien ons 3 groepe aardbewoners wat daar beween en 'n klaaglied aan hef. Ten eerste die konings van die aarde. Die konings van die aarde het uitgeroep: wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. So ons het 'n klaaglied, dit is die politici, die wêreldleiers, die hooggeplaastes, wat almal met hierdie goddelose stad te doen gehad het. En spesifiek ook die 10 konings wat hulle heerskappy aan die Antichrist gegee het, die koning van Babylon in die laaste dae. Nou, volgens Openbaring 16, wanneer hierdie aardbewing Babylon gaan tref, dan gaan hierdie konings, sal natuurlik sien ons nou Openbaring 18, gaan uitroep met geween, wanneer hulle straf aanskou, en hulle gaan erken dat Babylon se oordeel het aangebreek. Hierdie groot sterk stad is in 1 oomblik, in 1 uur, het God haar verwoes, en almal wat aan haar verbind was, sal alles verloor. Dan sien ons ten tweede, die tweede groep wat Babylon beweer, nie net die konings van die aarde nie, maar ons sien ook die tweede groep, en hier staan, en die handelaars van die aarde, vers 11, het geween en rou bedrywe oor haar. Omdat Babylon 'n ekonomiese krag en middelpunt was in die dae van die verdrukking, sal handel in veral gesogte items aan die orde van die dag wees. En dit sal ook die hoogtepunt van haar ekonomiese welvaart wees. En waaroor ween hulle? Die teks daar is baie duidelik, hulle beween materiële dinge.
blinkende en skitterende dinge, perde en waans en slawe en mensesiele. So hier sien ons die mens word selfs gereduseer tot dieselfde vlak as diere en dinge. Die uitbuiting van die mens kan duidelik hier gesien word in die beskrywing van Babylon se sug na welvaart en ekonomiese vooruitgang. Dit is so slawerny in die laaste dae. Die mens is werklik slaaf van mens. En as ons dink dat slawerny iets van die verlede, dan kan ons sien baie duidelik Openbaring 18 wanneer die verwys word na slawe en mensesiele. So hier baie duidelik lê die fokus in Openbaring 18 dat daar sal 'n geweldige slawehandel wees in die Midde-Ooste en in die wêreld en met mensesiele in die laaste van die dae. En hier kan ons duidelik sien, en dit is ironies, dat dit wat beween word deur die handelaars van die aarde rakende die verwoesting van Babylon, het vir hulle as fokus die vernietiging van rykdom en weelde, en hierdie slawe en mensesiele wat hulle gehelp het om dit te bekom. Die derde groep wat Babylon se verwoesting beween, is die stuurmanne, die matrose, hulle wat deur skeepvaart handel moes bevorder. Hierdie manne het die rook van haar verbranding gesien, wat sigbaar was oor die vlaktes van Sinaï. Wat hulle selfs van die skepe af van die Persiese Golf gesien het, het hulle diep ontroer. Die weelde van rykdomme, lewensmiddels, goedere, wat hulle moes vervoer, is in 1 uur vernietig. En hierdie seemanne hef 'n klaaglied aan oor soveel verwoesting. Hulle werp stof op hulle hoofde as teken van uiterste verslaanheid en droefheid. En hulle roep uit: wee die groot stad. So hier kan ons 3 maal sien Openbaring 18. Wee die stad Babylon, deur die konings van die aarde in vers 10. Wee die stad in vers 16, uitgeroep deur die handelaars van die aarde. En wee die stad, uitgeroep deur die seemanne en die seeliede van hierdie wêreld, wanneer hulle die verwoesting sien van hierdie wêreldstad Babylon in die laaste dae. So die groot stad Babylon, wat tot so 'n groot val in 1 uur gekom het, word beween deur diegene wat deur haar ryk en verryk geword het. En 3 maal word uitgeroep dat haar einde het in 1 uur gekom, in vers 10, vers 16 en vers 19. Al 3 keer is die uitroep gemaak deur of die konings van die aarde, die handelaars van die aarde en die seemanne. En in vers 20, die hemelinge verbly hulle. Hoe ironies, dat diegene wat op die aarde is treur oor die val van Babylon, terwyl hulle wie in die hemel is juig, en hulle verbly oor die oordeel wat oor Babylon gekom het. So hier kan ons baie duidelik sien, dat die wat in die hemel is dankbaar wanneer God die sondes oordeel. Terwyl hulle wat op die aarde is, hulle is bedroef, want dit raak hulle ten diepste. Die finale verwoesting van Babylon word dan nou beskryf deur hierdie simboliese aksie van 'n sterk engel wat 'n klip soos 'n groot meelsteen gryp, en hy gooi dit in die see, en hy sê so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word. En die betekenis is, Babylon sal onsigbaar van die aarde af verdwyn, soos 'n klip wat met 'n vaart in die dieptes van die see verdwyn, om nooit weer gesien te word. En dit is wat profeet Jeremia gesê het vir Seraja, toe hy gesê het, as jy met die boek klaar gelees het, moet jy die boek neem, jy moet 'n klip daarin vasmaak en dit binne in die Efraat gooi en sê, so sal Babel sink en nie weer opkom nie. En hier sien ons, so sal die Here Babylon in die verderf instort en nooit meer, en hierdie verklaring, nooit meer, word ten minste 5 keer gemaak in vers 21 tot 23 in Openbaring 18. Nooit meer nie, nooit meer, nooit meer. 5 maal in der ewigheid sal Babylon nooit meer gevind word. Hierdie goddeloosheid, hierdie opstand teen God, hierdie weerstand teen God sal vir ewig verdelg word. En die stem van siterspelers, sangers, fluitspelers, basuinblasers is stil, geen musiek. En haar dwelmverslawing, towery, farmakeia, is tot niet. Dwelmverslawing bereik sy hoogtepunt aan die einde van die groot verdrukking, want daar staan, want deur jou towery is al die nasies verlei. Farmakeia, pharmatikos, pharmacy, ons het hier met dwelms te doen, dat hier kan ons sien, skielik sal daar 'n einde aan al hierdie dinge kom in die laaste van die dae. En hoe het Babel 'n voorwerp van verbasing geword onder die nasies? En dan ten slotte vers 24, die skuld van Babylon, deur die eeue heen, is baie onskuldige bloed van God se profete en heiliges in haar vergiet, en daarom sal van Babylon rekenskap geëis word. Eenmaal sal die God van die hemel die bloed van profete en heiliges wreek, en dit sal wees op Babylon se rekening. En Babylon het opgehou om 'n groot wêreldstad
ekonomiese mag te wees, want God het haar skuldig bevind aan die bloed van sy diensknegte. Hierdie hoofstuk 18, sluit nou af, finaal. Die 7 seels, die 7 basuine en die 7 wrakskale is nou